Vandag neem ons jou na 'n hoekie van Tokio wat dalk nie op almal se radar is nie. Die Shimura distrik in Itabashi-wijk. Ja, ons dalk nie so blink soos, sê nou maar, Ginza nie. Nee, glad nie. Maar die bronne wat jy gedeel het, wys dis propvol geskiedenis wat, jy weet, net onder die oppervlak lê. Absoluut, en die naam self is nogal iets. Ja, Shimura. Dit kom blykbaar uit die middeleeue van die Shimura stam wat daar 'n vesting gehad het. Reg. En een van die bronne noem dit was ook soms as Shinoimura bekend. O, interessant. Hoekom? Wel, moontlik vanweë al die bambushino wat daar gegroei het. Dis een teorie. Maak sin. En die ligging is ook nogal strategies, né? Reg op die rand van daai Musashino plateau. Ja, met 'n uitkyk oor die Arakawa rivier se laagland. Dis duidelik hoekom dit deur die eeue belangrik was. Goed, so ons plan van vandag, gebaseer op jou materiaal, is om van daai stories en verborgde plekke in Shimura uit te lig. Jy weet, die wat 'n besoeker dalk maklik kan miskyk. Presies, die klein juwele. En net om seker te maak, ons praat van die plek Shimura, né? Nie die bekende komediant Shimura ken nie. Nee, definitief die plek. Goed. Waar begin ons met hierdie verkenning? Wat is die eerste stop? Wel, ek dink die logiese beginpunt is daai middeleeuse vesting wat jy genoem het, Shimura Kasteel. Gebou deur die Shimura-stam, deel van die groter Toshima-familie, reg? Op daai strategiese krans. Jep. Maar dis nie net hulle wat daar was nie, né? Nee, die bronne sê die Chiba-stam het later ingetrek. Reg. En toe het dit deel geword van daai groot magstryd in die Sengoku-tydperk. Die era van die strydende state. Dis rofweg wat 15de tot 17de eeu. Ja, min of meer. Die Shibas het dit as 'n belangrike basis gebruik, maar toe in 1524 het dit geval. Aan wie? Aan die magtige Hojo-stam van Odawara. En na die Hojo's uiteindelike val is die kasteel wel heeltemal laat vaar. Maar daar's 'n storie daar rondom, né? Iets wat later opgeteken is. O ja. Wat fascinerend is die legende wat rondom daardie laaste slag ontstaan het. Iets wat in die latere Edo-tydperk, jy weet 1603 tot 1868, in gidse soos die Shinpen Musashi Fudokiko. Wag, watse ding is dit? Dis ou plaaslike geskiedenis en geografie gidse. En die Edo Meisho Zue, wat soort van 'n geïllustreerde gids tot bekende plekke in Edo was. Hulle vertel die storie. O ja. Die storie van die Ichiyazuka, die eendag hoop. Vertel bietjie meer. Dit klink soos iets uit 'n fliek. Dis presies hoe dit klink. Die legende sê die Hojo leer om die kasteel te kon bestorm, het letterlik oornag 'n reuse grondhoop aan die oorkant van die vesting opgestapel. Oornag 'n reuse hoop. Dis die storie. En die Edo Meisho Zue gooi selfs by dat hulle kanonne bo opgeplaas het om die kasteel te bombardeer. Maar wag 'n bietjie. Kanonne? Jy het gesê die slag was in 1524. Ja. Ek onthou uit die bronne dat vuurwapens en dis kanonne eers later in 1543 deur die Portugese na Japan gebring is. Jy skerp, presies. Dis amper 20 jaar na die slag. So die storie maak nie heeltemal sin nie. Wel, dis die perfekte voorbeeld van hoe legendes oor tyd groei en verfraai word. Daai kanondetail is amper sekerlik 'n latere toevoeging om dit meer dramaties te maak, jy weet? Aha. Die kern van die verhaal, 'n vinnige boude aanvalsoop, dis miskien mondelik, maar die tegnologie, soos jy sê, pas nie. Dit wys ons iets belangriks. Geskiedenis en storievertelling is nie altyd dieselfde ding nie. So wat het geword van hierdie legendariese, of kom ons sê deels legendariese hoop? Bestaan dit nog? Wel, die fisiese hoop is meestal platgestoot in 1916 glo. Vir wat? Vir 'n bofbalveld, van alle dinge, in wat vandag Mainocha 5 Chame is. Sjoe, van middeleeuse beleg na bofbal, dis nogal 'n kontras. Presies. Maar die idee, die storie, leef voort. En dis miskien die eerste ware interessante punt vir iemand wat Shimura besoek. Gaan staan by daardie bofbalveld en dink net 'n oomblik. Is daar enigiets tasbaars oor? Enigiets wat jy kan sien? Ja, 'n klein stukkie. Daar was 'n klipmonument vir die Mitsumine heiligdom, wat glo oorspronklik op die Ichiyazuka gestaan het. Dit is verskuif. Waarheen? Jy kan dit vandag by die Nishikumano heiligdom vind. Dis in Manuchino 516-1. So dis 'n soort van 'n fisiese ankerpunt vir daai ou verhaal. Goed. Nou, van die kasteel gepraat. Die bronne wys na 'n plek wat nog ouer is, reg op die kasteelterrein self.
die Shorayama Kumano heiligdom. Ja, dis fascinerend. Gestig glo al in 1042. 1042. Dis lank terug. Ja, deur die plaaslike heerser Shimura Shogun. Dit dateer dus uit die Heian-tydperk, lank voor die Hojo of selfs die Chiba. Wow. Daar selfs 'n legende dat die beroemde kryger Minamoto no Yoshie hier gebid het. En later, toe die Chiba die kasteel beheer het, het hy die amptelike beskermgod van die vesting geword. Maar die eintlike sleutelpunt hier, as ek die bronne reg verstaan, is die presiese ligging. Absoluut, dis die kern. Hierdie heiligdom staan vandag op die presiese plek van die Honmaru. Die hoofbenul van die kasteel, die mees verdedigde deel. Jep, al is die kasteel self lankal weg, vervang deur woonstalle en sulke dinge, is die heiligdom die enigste ding wat nog op daardie oorspronklike kernterrein staan. Dit het eeue se verandering oorleef. So, dis meer as net 'n ou heiligdom, dis 'n direkte, tasbare skakel na die middeleeuse vesting. Presies, dis die laaste getye, kan jy sê. En binne die heiligdomterrein is daar nog kleiner leidrade. O, soos wat? Wel, daar's 'n klipmerker wat duidelik sê Shimura Kasteel Reines. Daar's 'n ou torii-hek, jy weet, daai kenmerkende Japanse heiligdomhekke, wat moontlik uit die 17de eeu kom. Nogal oud. Ja? En Kumaino-beelde, daai leeuhondwagte by die ingang, wat in 1855 geskenk is, dis net voor Japan drasties begin verander het met die Meiji-restaurasie. Wow, die tydsberekening. En hulle het glo ook die oudste ema, daai houtplaatjies waarop mense wense skryf, in die hele Itabashi-wijk. Dis nogal iets. Die heiligdom het is ontwikkel van die kasteel se beskermer na die beskermer van die plek se geskiedenis. Mooi gestel, dis presies dit. Dis definitief 'n moedsien vir iemand wat die lae van Shimura se verlede wil verstaan. Die adres is Shimura 2162 vir die wat wil gaan kyk. En as ons nou van die middeleeue na 'n latere bloeitydperk beweeg. Edo-tydperk. Ja, die Edo-tydperk. En die groot paaie wat deur Shimura geloop het. Die Nakasendo hoofweg, een van die 5 groot roetes uit Edo, die ou Tokio. En die bronne praat van die Ichiritsuka hier. Dis mylpale, né? Korrek. 'n Baie interessante projek van die eerste Tokugawa shogun Ieyasu, rondom 1604. Wat was die idee? Wel, 'n ri was 'n ou Japanse afstandseenheid, omtrent 4 kilometer. Ieyasu het beveel dat daar elke ri, 'n zuka, 'n grondhoop langs die hoofweë opgerig word, dikwels met 'n boomboe opgeplant. Om afstande te merk vir reisigers. Presies. En Shimura-sin was die derde paar mylpale vanaf die beginpunt by Nihonbashi in sentraal Edo. En wat maak hierdie spesifieke mylpale in Shimura so merkwaardig vandag? Hulle bestaan nog. En, nog belangriker, hulle staan op hul oorspronklike plek, weerskante van die ou Nakasendo-roete. Regtig, na al die jare. Ja. Baie van die ander Ichirizuka, regoor Japan, is oor tyd vernietig of verskuif as gevolg van ontwikkeling, jy weet, paaie en geboue. Hierdie paar is dus beskerm, dis 'n nasionale historiese terrein en 'n wijkshistoriese terrein. Dis ongelooflik. So, jy kan letterlik staan waar Edo-tydperk reisigers hul afstand gemeet het. Maar hoe lyk dit vandag daar? Seker maar baie anders. Dis juist die kontras wat dit so treffend maak. Hierdie eeueoue grondhoppe, stil en groen, staan nou reg langs 'n besige, moderne pad, naby die Shimura Sakauge metrostasie. So karre wat verbyjaag. Jep. Jy het die gedruis van moderne verkeer reg langs hierdie stille oorblyfsels van 'n tyd toe mense meestal te voet of te perd gereis het. Dit forceer jou amper om stil te staan en te dink oor daardie vloei van tyd. Die mylpale self is dus die versteekte juweel hier. Jy kan jou net indink hoe dit moes gevoel het vir 'n reisiger om hulle te sien na 'n lang dag se stap. Absoluut. 'n Baken van vordering. Die bronne noem ook 'n jaarlikse Ichirizu-kafees in die herfs. Ja, dit klink na 'n lekker plaaslike ding, om die geskiedenis lewendig te hou. Vir mense wat belangstel, die adres is Shimura 1216, weerskante van die pad. En daardie selfde Edo-tydperk gee ons nog 'n interessante storie in Shimura. Hierdie keer met 'n ander shogun betrokke. Nog 'n shogun? Wie was dit die keer? Tokugawa Yoshimune, die 8ste shogun. Wat het hy daar aangevang? Hy was blykbaar lief vir valkejag en die Shimura-vlakte was 'n gewilde jaggebied vir die shoguns.
In 1718, tydens so 'n jagtog, het hy by die Dainji-tempel gestop om te rus. En toe, Hy was glo baie beïndruk met die water van 'n fontein by die tempel, helder, skoon water. soos in regte goeie water? Blykbaar so beïndruk dat hy die tempel se hoofbeeld, 'n Yakushi Buddha, dis die medisyne Boeddha, die erenaam Shimizu Yakushi gegee het. Shimizu beteken helder water. Dis 'n mooi storie. En die ligging van hierdie Dainji-tempel is ook betekenisvol, né? Onder 'n bekende heuwel. Ja, die Shimizuzaka heiling, dis nogal 'n bekende naam. Dit was die eerste regte steilte wat reisigers moes uitklim as hulle Edo op die Nakasendo verlaat het. So 'n bietjie van 'n uitdaging aan die begin van jou reis. Definitief. Maar dit was ook beroemd vir sy uitsig. Glo kon jy van hier af Fujiberg sien op 'n helder dag. Kon jy? Nie meer nie, seker. Nee, ongelukkig nie. Geboue het daai uitsig lankal versper. Maar die herinnering leef voort in die naam en die stories. En daar was meer as net die tempel in die voet van die heuwel, nê? Nee? Reg. Daar was 'n Aino-shuku daaronder. Wat is dit? 'n Soort informele rusplek. Teehuise en so aan. Dit was tussen die amptelike posdorpe Itabashi en Warabi. Maar dit het ook 'n baie praktiese doel gedien. O ja? As die Toda-rivier verder aan oorstroom was, wat gereeld gebeur het, en die veerboot nie kon oorsteek nie, moes reisigers hier wag, soms vir dae. So, dit was 'n wagpunt ook. Dit wys hoe die hele reis-ekosisteem gewerk het. Paaie, rusplekke, waterbronne, geestelike sentrums. En selfs plekke om vas te haak as die natuur nie saamspeel nie. Alles deel van die ervaring. So die nalatenskap hier is daardie storie van die shogun en die fontein. Ja, en die oorblyfsels van die Yakushino Izumi fontein wat nog by Dainji is. Die adres is Ozuki 2257. Al is die Fuji-uitsig weg, kan jy steeds daar staan waar die shogun gestaan het. En dink oor hoe plekke en landskappe oor tyd transformeer. Dit lyk of daardie area rondom die Shimizukazaka-helling 'n ware brandpunt van geskiedenis was. Die bronne noem ook 'n paar interessante klipmonumente daarnaby. Ja, dis reg. Stille getuies van die gewone mense se lewens en geloof in daardie tyd. Watter soort monumente? Daar is 'n padwyserklip, 'n dojo, wat die afdraaipad wys na die heilige berge Fuji en Oyama. Baie mense het pelgrimstogte daarheen onderneem. En ander? Dan is daar ook Koshin-to, Koshin-torings. Koshin? Dit klink bekend, maar ek kan nie onmiddellik onthou nie. Wat presies was daardie geloof? Die bronne gaan nogal in detail. Dit wortels in Chinese Daoïsme, maar het 'n unieke Japaanse vorm aangeneem. Die kernidee was wel nogal vreemd. Vertel. Daar is geglo dat daar 3 wurms of spioene, die Sanshi, binne in elke mens woon. Elke 60 dae, op 'n spesifieke nag wat Koshin genoem is, sou hierdie spioene uit jou liggaam gaan terwyl jy slaap. Uit jou liggaam? Ja, en dan rapporteer hulle aan 'n hemelse godheid oor jou goeie en slegte dade. En daai verslag kon jou lewensduur beïnvloed. Verkort as jy stout was. Sjoe, nogal intens. So wat het mense gedoen om dit te keer? Wel, om te keer dat die spioene uitkom, het mense in groepe die Koshin-ko bymekaar gekom en die hele nag wakker gebly. Dit is Kushin-machi genoem. Die hele nag? Ja, hulle sou eet, drink, bid en sosiaal verkeer tot sonop. En na jare se sulke byeenkomste het die groep dan dikwels saamgespaar om 'n Koshin-toring op te rig. As 'n monument? Ja, as 'n monument vir hul gedeelde geloof en die gemeenskap wat hulle gevorm het deur daai nagte saam deur te bring. Dis fascinerend. Dit gaan dus net soveel oor gemeenskap as oor individuele geloof of vrees vir wurms. Absoluut. Dit was 'n sosiale gom ook. En hoekom staan hierdie torings juis daar in Shimura, by daai heuwel? Want dit was 'n belangrike kruising. Die Hoofnakasendo-pad het hier die pelgrimsroete na Fuji en Oyama gekruis. So die padwyser en die Koshin-toring staan saam. Presies. So hierdie klippe het 'n dubbele funksie gehad. Hulle was praktiese bakens vir reisigers en pelgrims, maar ook geestelike ankers en monumente vir die plaaslike gemeenskap wat daar gewoon en gebid het. Dit wys mooi hoe vervleg reis, pelgrimstogte en volksgeloof was. En daardie klippe staan vandag nog daar, naby Shimura 27.
Dis ongelooflik. Hulle is dus self die verborge juweel. Jy's reg. Tasbare oorblyfsels van daardie ou oortuigings en reise. Sommer net langs die pad. Stille getuies in die moderne gewoel. Ons tyd raak nou min, maar ek sien die bronne het ook kortliks gewys op 'n paar meer moderne, dog interessante aspekte van Shimura. Net vinnig. Ja, net vinnig. Daar's die Shimura Ginza Shotengai. Dis 'n koppiestraat. Wat is spesiaal daaraan? Dit het blykbaar nog daardie ou Showa-era atmosfeer. Jy weet die tydperk van 1926 tot 1989. Klein winkeltjies, miskien 'n uittydse dango-winkel, daai sweet ricebolletjies, of selfs 'n retro speletjies arkade. So 'n kykie in 'n meer onlangse verlede? Ja, 'n ander soort geskiedenis. Dit bied 'n ander soort blik op die plaaslike lewe. En dan, Itabashi is mos bekend vir drukwerk. O ja, die hele wijk. Shimura het ook deel aan daardie industriële geskiedenis. Een bron noem selfs 'n werkswijk waar jy nog die ou looddruktegniek kan ervaar. Met die hand. Wow, dis nogal uniek in ons digitale era. Baie uniek. So, ons het vandag regtig deur die laag van Shimura se geskiedenis beweeg. Van middeleeuse kasteellegendes en Edo hoofwegstories tot volksgeloof in klip gegraveer en selfs 'n tikkie moderne nostalgie. Ja, en wat vir my uitstaan, is hoe hierdie soort plekke, wat dalk nie op die hooftoeristeroetes is nie, jou dikwels 'n baie ryker, meer genuanceerde begrip gee van 'n stad soos Tokio se verlede. Hoe so? Jy beweeg verby die blink fasade, die bekende landmerke, en jy ontdek die stories en die plekke wat die stad se fondament gevorm het, die alledaagse geskiedenis. Ek stem saam. Dit moedig 'n mens aan om, jy weet, verder te kyk as die oogopenlike, die groot name. Presies. So ons hoop hierdie gesprek inspireer jou, die luisteraar, om self op ontdekkingstog te gaan. Of dit nou in Shimura is as jy ooit in Tokio kom, of sommer in jou eie stad of dorp. Soek daardie ou klipmerkers, daai vergete paadjies, daai geboue met stories. En dit los ons met 'n laaste gedagte vir jou om saam te neem. Hoeveel ander woonbuurte wat ons dalk as gewoon of vervelig beskou, dra sulke diep, komplekse geskiedenisse net onder die oppervlak? Goeie vraag. En wat sê dit oor hoe ons stede ontwikkel, wat ons kies om te onthou en wat dalk stil verlore gaan as ons nie doelbewus daarna soek en dit waardeer nie?